Ek wil praat met jou verder gaan oor dapperheid, maar ek wil 'n gedeelte van dapperheid aanraak en dit is dat ons dapperheid aansteeklik is. Maar ongelukkig wil ek sê, nie net dapperheid is aansteeklik nie, negativiteit ook. En ek en jy het die geneigtheid om partykeer die verkeerde groep mense te kies. En dan maak hulle ons ook negatief. Ons sien nie meer potensiaal nie, ons sien nie meer die positiewe nie. Sien dan net die negatiewe. Wat is die rol van 'n plaaslike gemeente, dink jy? As ons kyk na die landskap van kerk en ons sien dat kerk het 'n plek geword in die stede, raak dit so dat al die groot kerke lyk nou al soos shopping malls. Weet jy of jy dit weet nie? Dan is ek bekommerd, want hoe groter die mall, hoe groter die gemeente. Dan dink ek aan Jesus en ek dink aan die waarheid en ek dink aan kerk. Jesus se konteks was dit 'n tempel van bymekaar kom. Na Jesus het hy gesê, ons is die kerk. Jy kom nie na hierdie gebou om te aanbid nie, jy kom na hierdie gebou vir 'n beter rede as dit. Jy kan by jou huis ook die Here aanbid. Dis 'n feit. Jy kan in jou binnekamer ook die Here aanbid. Inteendeel, ek dink dalk, omdat dit baie persoonliker is vir baie van julle, gaan jy hom dalk op 'n ander manier beleef, 'n dieper manier. Die plaaslike gemeente is veronderstel om 'n werkswinkel vir mense te wees. Wat die manier wat die Heilige Gees hier werk, wat daarvan hou. So kom maar daar's verskillende werkswinkels. Ons kan in ons dorp ry, deur die hoofstraat, daar is Toyota werkswinkels, daar is Nissan, Datsun, Ford, Suzuki. Kan jy dink dat 'n boeredorp soveel karre brands het? Mense vra my baie keer, hoe groot is julle dorp? Ek sê, praat onder korreksie, maar ek dink so 10,000 mense bly in die dorp. Hy sê, ek sê, maar moet ons nie onderskat nie. Karre is 'n groot ding. Ek sê, ons het Suzuki, ons het Ford, ons het Toyota, ons het Volkswagen, ons het Datsun, ons het Hyundai, ons het Mitsubishi. Wat het ons nog? Isuzu, Renault. Ja, Hyundai en die klomp wat goed ingery is, wat ons weer wil verkoop. Die pakkies, liquories, all sorts. Almal van hulle het 'n spesifieke styl. Anders sou hy nie 'n naam gehad het nie. My probleem met kerk is almal probeer dieselfde wees. Want hulle wil die crowds voer en nie meer leer nie. Hierdie plaaslike werkswinkel is mense veronderstel om van te hou, omdat hulle hou van die manier wat die Heilige Gees hier werk. As dit oor iets anders gaan hulle by baie kerke gaan. As dit oor 'n mens gaan hulle ook nie lank tevrede wees nie. As dit oor die DNA gaan van God se koninkryk, Nuwe Testament, Pinkster, Handelinge Kerk,
Die manier wat die Heilige Gees homself hier vertoon, as mense daarvan hou, is hulle veronderstel om hiernatoe te kom. Skepingsdoel, wil ek jou herinner, is die rede waarom jy gemaak is. Roeping is jou taakomskrywing, die manier wat dit gekommunikeer behoort te word. As daar verwarring is oor jou rol in die koninkryk van die Here, gaan mense jou nie volg nie. Dan gaan jy nie vertrou nie, want as verwarring oor jou rol. As jy 'n Hans Wors geklee sien, met die rooi neus en die hare in die groot skoene, en hy sê vir jou, hy is vandag jou huisdokter, gaan jy lag. Gaan dink is 'n grappie. Maar as hy vir jou sê, dis regtig ek, gaan jy vir hom sê, nou waar is jou wit jas? Waar is jou stetoskoop? En ons het verlede week gelees dat toe Dawid kans sien vir die reus, wat is die eerste ding wat mense probeer doen het? Hulle wou gehaat het, hy moet homself aantrek soos die grootste man in die koninkryk, en dis koning Saul. Maar hier's die uitdaging, die man wat kop en skouers bo die res uitgestaan het, was die bangste. Ek en jy, ons is nie gemaak om iemand anders se uitgetrapte skoene in te loop nie. Ons moet ons eie skoene uittrap in die koninkryk. Waar is die grootste area van nood in die liggaam van Christus? Is selfleierskap. Dis die grootste area van nood. Hoekom? Want mense is gewoond dat hoe ons kerk laat word het, is dat 'n pastoor, 'n ouderling, 'n sogenaamde gesalfde, alles vir jou moet doen en wees. Anders is hulle nie goed genoeg nie. Nou sit ons op plekke in ons lewe waar mense nie meer self kan bid vir die Satan om te hardloop nie. Hulle kan nie self die Here vertrou vir 'n geestelike, finansiële gesondheidsdeurbraak nie. Hoekom? Hulle sit nog steeds by die huis en wag vir 'n pastoor of 'n man van die Here. Die kerk het verarm. Nie in opkomste nie, maar in kapasiteit. Mense hoor nie meer self by die Here nie. Hulle wil hê iemand anders moet luister. Deur met jou leefwyse ander te beïnvloed. Dis selfleierskap. Met jou leefwyse ander te beïnvloed, dat hulle ook kan wees wat die Vader hulle gemaak het om te wees, deur sy koninkryk te versterk. Verder. Ons in 'n tyd onsself bevind, dat mense meer toegewyd is om mense te aanbid as God. Hulle hang meer mense aan as wat hulle God aanhang. Nou raak daai mens, want hy het ook maar voete van klei, raak hy 'n paar goeters kwyt. En dit val mooi op die oor. En wat gebeur nou? Ewe skielik doen ons almal dit. Ek gee nie om nie, al is hy of sy, hoe groot man van die Here, hoe groot vrou van die Here, hulle het voete van klei. Jy kan iemand net volg tot waar hy of sy gaan. Jy kan nie iemand verder volg as wat hulle kan gaan nie. Ons moet koninkryk versterk.
Weet jy of jy weet nie, maar John C. Maxwell, een van die bekendste leiers, ouens in Christenkringe, sê die skaamste introvert beïnvloed tot en met 10.000 mense oor hulle leeftyd. Nou daar's 'n prentjie van 10.000 mense. 10.000. Verder sê hulle, die gemiddelde, dis na beraming, die gemiddelde persoon wat nou 'n bietjie minder introvert is, 80.000. 80.000? Hoe beïnvloed ons mense? Jy trek 'n hemp aan en ander ouens sê, "Jo, dis 'n mooi hemp." Ek wonder waar hy daai hemp gekry. Jy sê gereeld dieselfde goed en mense lag vir jou grappies. Môre oor môre praat almal so. Iemand het gesê, 'n spietkop is van die bose af. Môre oor môre trek hy jou af. Jy raak sommer spontaan kwaad. Kan jy dink hoe hierdie bussies, die peperbussies, ons beïnvloed? As gevolg van ons blootstelling, beïnvloed dit. So bussie voor my intrek, sonder dat dit 'n flikkerlig aangehaat het, moet ek vir jou sê, dat ek die eerste 10 goed wat in my geheue opkom, is nie blessings nie. Halleluja. So 'n bussie vol skade wees. Maar dit het 'n invloed. Die invloed is nie die passasiers, die invloed is die bestuurder. Ek en jy, al is jy hoe skaam, al is jy hoe teruggetrokke, 10.000 mense, weet jy hoe baie is dit? Oor jou leeftyd. As jy bietjie meer praat, as jy 'n bietjie meer tussen mense beweeg, tot en met 80.000. Ons lewens en ons leefstylkeuses vorm of breek mense in ons direkte omgewing. Daarom is dit belangrik dat ons eerder fokus op wat belangrik behoort te bly. As mense wat wag dat jy jou hier meer verloor, sodat hulle 'n verskoning het om ook hulle hier meer te verloor. Ja, maar as so en so kan praat, dan kan ek ook net so praat. Ons het so mensgerig geword, ons is nie meer Godgerig nie. Jesus het sy lewe geskoei rondom die 12 wat in sy direkte omgewing was, die 70, 80 wat altyd saam met hom beweeg het. Kyk hoe groot was sy invloed. Ons praat 2000 jaar na hom nog steeds oor hom. En as ek sê na hom, beteken dit nie ek sê hy's dood nie. Na sy aardse bestaan praat ons nog steeds oor hom. Ons praat net te min. Ons praat meer mense as wat ons God praat. Reuse, soos ons al gepraat het, Goliat was vir Israel 'n verleentheid. Hierdie man wat voor die volk staan en hulle afbreek en hulle absoluut in hulle karakter inklim. Nog 'n groter verleentheid toe 'n rooi kop skaapwagtertjie sê, bring hom, ek sien kans. Toe wil hulle hom aantrek volgens hulle manier. Ons samelewing verarm, want ons wil meer dupliseer as wat ons bereid is om oorspronklikheid te eer. Ons wil hê
As daar 'n nuwe bestuurder kom, hy moet dit doen soos die vorige. 'n Nuwe baas moet dit doen soos die vorige baas. 'n Nuwe eienaar by Spar moet die goed op dieselfde rakke sit. Niemand is dieselfde nie. Dawid het 'n geleentheid raak gesien wat die inleiding tot sy kroon was. Sy dapperheid het ander geïnspireer en op hulle afgesmeer. Voor Dawid het jy nie gelees van iemand buite God se weermag wat die vyand verslaan het nie. Konteks is skaapwagter seentjie, tiener seun, geskool met beere en leeu's. Maar nou, jy sien, jy is net so goed en so volwasse soos jou volgelinge. Jy kan sê, jy's hoe sterk leier. Maxwell, wat ek aangehaal het, het ook gesê, he that thinks he's a leader, but has no one following him, is only taking a long walk. Wie volg jou? Hoe lyk hulle? Is hulle geestelik volwasse? Kan hulle selfleierskap toepas? As jy regtig 'n sterk leier is, leer jy mense om na hulle self te kyk, nie om van jou afhanklik te wees vir lewe en dood nie. Ek is baie lief vir my pa en my ma, maar ek moet myself aan die lewe hou. Geestelik werk dit ongelukkig dieselfde. Hier's mense wat dink hulle kan nie sonder sekere leiers leef nie. As jy nie kan nie, het jy van daai persone afgod gemaak. There's a season for impartation. Then there's a season to grow and to mature. As ek met vakansies na my ma se huis toe gaan, weet jy wat is die lekkerste ding? Behalwe dat die drukkies en die soentjies verniet is. Die feit dat die yskas vir daai week in het wat ek van hou, en ek eet na hartelus van daai inhoud sonder om te betaal. En die lekkerste is, ek hoef nie toestemming te vra nie. Ek betaal die tolgeld vir daai deur om oop te gaan nie. Is lekker. Maar het laat my nie groei nie. Is lekker. Jy sien, in geestelik is dit dieselfde. Die lekkerte het in baie van ons lewens die groei beginne oorheers. En toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid afgetrek en sy dienaars saam met hom. Hulle het teen die Filistyne geveg en Dawid het moeg geword. Jessi-Benob, wat uit die kinders van die Rafaite was, die gewig van sy spies was 300 sikkels koper in gewig en hy was omgord met 'n nuwe swaard. Het gedink om Dawid te verslaan, maar Abisai, die seun van Seruja, het hom gehelp, die Filistyn verslaan en hom gedood. Waar dink jy het hierdie ou geleer om 'n reus dood te maak? Hy het 'n koning gehad wat sy kroon gekry het deur vreesloos reuse te trotseer. Daar was 'n tyd wat hy gesit het en dopgehou het. Toe kom hy agter, maar nou raak my koning moeg. Wat sal die meerderheid van mense doen? Hulle sal sê, "Nou, hierdie ou is nie nou meer 'n goeie koning nie. Hy kom nie nou meer by al die reuse uit nie." Nee.
Dis nou my beurt. My koning kom nie daarby uit nie. Ek is bereid. Abisai het hom gehelp, die Filistyn verslaan en hom gedood. Toe het die manne van Dawid hom besweer en gesê, u mag nie meer saam met ons uittrek na die geveg nie, dat u die lamp van Israel nie uitblus nie. Na 8 jaar, moet ek vir jou sê, daar's persoonlikhede in my lewe, insprake, mense, wat ek na 8 jaar nog nie kon help nie. Hoekom? Hulle wil dieselfde bly. En as ek sou aankarring met hulle, gaan die rede hoekom die Here my Lichtenburg toe gestuur het, nie kan gebeur nie. Van hulle het dit my 8 jaar gevat om agter te kom, I won't be able to keep them happy. As van hulle wat korter as 8 jaar al hier is, ek raak mos ook nou slimmer. Wat ek agterkom, hierdie mense, hulle soek nie die Here nie, hulle soek my. Dis hartseer. Is tyd dat ons wat ergens meen met die Here, nie meer langer sulke mense wat nie wil verbeter nie, wat die heeltyd wil skinder oor hoe sleg die dorp se kerk is en hoe sleg pastoor is, dat ons sulke mense moet beginne verantwoordelik hou. Want dit maak dat die vlammetjie swakker brand. Verder, hulle sê vir hom, u mag nie meer met ons saam uittrek na die geveg nie, dat die lamp van Israel nie uitblus nie. Waarom het die Here Dawid gekies? Omdat uit Dawid uit is Jesus se bloedlyn. Nie vir hoeveel reëse hy sou verslaan nie, nie vir dat nie, as gevolg van sy bloedlyn, daar's 'n DNA in Dawid gewees, wat die konings na hom nie gehad het nie. Het hy foute gemaak? Ja, hy het sy voete van klei gehad. Maar wat sê die woord? Ek het in Dawid, die seun van Isaai, nie 'n volmaakte man gevind nie, maar eerder 'n man na my hart. Hy sal my wil uitvoer. Ons soek volmaakte mense. Jy gaan hulle nie kry, mits jy volmaak is nie. Ek en jy, ons diskwalifiseer onsself, ons dink ons kan nie daai sprong maak nie. Jy het hierdie besigheid oorgevat, jy's 'n nuwe bestuurder, daar's iets onbekends wat vir jou wag, dis vir jou vreemd, maar jy gaan die sprong moet maak deur op te hou om jouself te vergelyk met ander mense. Ander mense is nie die standaard nie, God se woord is die standaard. If you want to be a success, start being yourself. En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob, en toe Sibegai, die verskriklike naam, uit die kinders van die Refaite. Toe het Sibegai die reus verslaan. En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob. Elhanan, die seun van verskriklike naam, uit Bethlehem, het Goliat, die Getiet, wie se spiessteel soos 'n wewersbalk was. Dis nie dieselfde Goliat nie, is 'n ander
is familie. Hy het toe daai Goliat verslaan. En daar was weer oorlog. Wat sê dit? Dat in enige koninkryk is daar oppositie. Wat wil die oppositie doen? Die oppositie wil die fokus van die leierskap versteur. Wat belangrik is nie meer vir ons belangrik nie. Gaan dan heen, maak disippels. Leer hulle. Leer hulle. Hoeveel van ons wil nog leer? Jy sien, as jy nie bereid is om te leer nie, hoe gaan jy ander mense kan leer? We teach what we know. We reproduce who we are. Ons kan net leer wat ons weet, maar wie ons is, word die wat ons volg. En daar was weer oorlog in Gat, en daar was 'n baie lang man met 6 vingers, elke hand en 6 tone aan elke voet, 24 in getal. Hy was ook 'n afstammeling van die Refaïte. Hy het Israel gewoon, maar Jonathan, die seun van Simea, die broer van Dawid, het hom verslaan. Hierdie 4 was afstammelinge van die Refaïte in Gat. Hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars. 'n Leier is net so goed soos sy span. Hoor mooi. Almal wil 'n Superman hê. Maar is een mens. Enige mens. En jy's baie keer hard op jouself, want jy moet die onbekende trotseer. Jy moet hierdie wat vreemd is, moet jy nou doen. Dis in 'n tyd wat ons leef van die onbekende, die vreemde, en jy's hard op jouself, want jy dink jy kan dit nie doen nie, en jy kan dit nie doen nie. Jy's reg, jy gaan dit nie kan doen nie, maar jy moet begin om mense reg te leer dat jou span kan groter word. Almal gaan nie van jou hou nie. Almal gaan nie. Ek sal nooit vergeet nie. Ek was in my eerste jaar, ek was besig met my prakties. Toe sit ek by 'n klein lessenaartjie, want ek het toe al begin agterkom dat predikers die geneigtheid het om van 'n kansel af vir mense te lieg, sodat hulle kerke kan voller word. My baie ontstel. Toe maak ek 'n belofte, toe sê ek, Here, ek sal die preke preek wat ander pastore te bang is om te preek. En hier in my agterkop, as gevolg van my temperament, het ek nogal gehou daarvan as mense van my hou. Maar toe het ek klaar beloof. Jy sien, om die regte ding te doen, gaan jou nie populêr maak nie. Om te staan vir die waarheid en mense wat gewoontes kindermonde is, reg te help, gaan jou vriendekring verklein. Want as hulle oor niemand anders kan praat nie, waaroor praat hulle? Hulle wil nie oor hulle self praat nie, want hulle het te veel foute. Hulle praat eintlik oor ander, sodat jy nie moet weet hoeveel foute hulle het nie. Ek lees daar, een reus is Dawid mee gehelp.
Die daarna is hy gevra, staan terug. Dis nou ons beurt. Jy sien, ek en jy kan net vir so lank die vinger wys na 'n mens, na 'n baas, na 'n bestuurder. Ons kan net so lank mense die skuld gee. Begin hier te soek. Begin hier te soek. Hoe begin jy hier te soek? Moet ek verander? Nee, verander jou invloed. Begin almal wat rondom jou negatief is, positief te beïnvloed. Leer hulle om woord te praat. Leer hulle om eers vir hulle self te preek, voor hulle vir ander preek. Ons het Pinkster dit behandel, ek kan dit nou net sê, wanneer dit kom by die onderskeiding van geeste, is dit interessant, dat die tradisionele kerk Pinkster charismatiese gangers, die geeste kan onderskei in ander mense, maar dit hou op as dit by hulle self moet begin. Kom, as jy daai gawe het, moet jy in jouself ook die verkeerde goed kan onderskei. Ons kan nie net vir ander mense sê, wat hulle nie doen nie, jy moet kan sê wat jy ook nie reg doen nie. Dis iemand waarna jy kan luister. Is dit nie waar nie? Robert, is dit nie waar nie? 'n Ou wat vir jou die hele tyd sê wat jy verkeerd doen, op 'n kolom werk jy jouself op, dan gaan jy vra, nou wat doen jy verkeerd? Is daar nog sulke mense? Kan julle verstaan hoekom die kerkwêreld lyk soos hulle lyk? Ons luister eerder na preke wat ons laat goed voel oor onsself. Ons voer, maar ons leer nie. Lekkerte oorheers die groei. Die impak van Dawid se dapperheid as klein seentjie was groter as hy self. Die impak van jou dapperheid kan of 'n droom laat sterf, of ander sterker maak en saam met jou oprig. As jy alles vir almal gaan doen, gaan die ouens wat rondom jou leef, nie groei nie. Ek is opgepiep as 'n kind. Weet jy hoe moeiliker dit vir my geword om groot te word? Ek was al eerste jaar besig om teologie te swat, toe ry my ma nog steeds skelmpies my wasgoed vir my aan en weg. Hoekom? Ek is bederf. Pastoor, ek het nou nie gedink jy gaan so eerlik. Dis die waarheid. Ek het leer groente eet toe ek my eerste jaar teologie was. Weet jy hoekom? Om toe ek in die huis was, toe ek geëet wat ek wil. Toe ek op kweekskool is, toe is dit al wat daar was. Ek het baie keer gesê, Here, kan hierdie pampoen nie in roomys verander nie. Here, het sou baie makliker geword het, as pampoen soos roomys geproe het. Het het nie. Smaak verskil. Nooit geweet hoe proe spinasie nie. Totdat ek op kweekskool gekom het. Hoekom eet ons hierdie goed? Omdat dit vir julle goed is. Here, kan iets wat so proe goed wees? Nie alles wat jou sterker maak is 'n goeie ervaring nie. Maar as jy dit reg kry,
gaan ander wat getwyfel het, ook het reg kry. Dit het een seentjie gevat om met 'n klip 'n reus te laat sterf. Daarna het 'n generasie, 'n span mense kans gesien. Selfs om die baas reus verslaaner te sê, staan jy in kant toe, want as jy moeg is, beteken jou leierskap vir ons niks. Moenie laat die mense jou verder frustreer nie. Ken jou grense. Deur ander op te rig, versterk jy ook jouself en beklemtoon jy jou roeping. Hoor mooi, en ek sê dit met baie, baie, baie groot nederigheid. Deur ander mense kos te gee, rig ons hulle nie op nie. My ma het my kos gegee, maar sy kon my nie leer om hierdie werk te doen. Deur ander mense kos te gee, rig jy hulle nie op nie. So, waar los het ons? Leer hulle wat hulle nodig het om groot te word. Self onderhoudend te wees. Selfleierskap. Vandat ek hierdie goed preek en die Here kry die eer, begin ek al hoe meer mense te kry wat sê, pastoor, ons het leiding nodig. Hoekom? Daar's 'n begeerte na selfleierskap. Ja, maar hulle vra jou, dis net vir 'n seisoen, dan moet hulle dit op hulle eie kan doen. Anders is ek nie 'n goeie leier nie. Anders is ek 'n bederwer. Nou, hier's my realiteit. Ek trou 'n vrou waarvoor ek baie lief is, maar sy's gek oor pampoen. Nou, Kobus as ons vas, en is 'n Daniel, dan het mamma skorsies pampoen. Maar wat sê ek nou? Ek is nie te heilig om pampoen te eet nie. Gelukkig kan 'n mens net op water ook vas, nê? Maar toe ontdek ek aromat. Nou kom ek agter as ek die aromat opgooi, proe hy amper aanvaarbaar. Nog nie bekeerd nie. Maar aanvaarbaar. Hoe het ek dit geleer? Sy het my gesê, gooi die aromat oor, dan proe dit beter. Ek en jy, daar's mense rondom jou, wat uitmis. Hulle wag vir jou om te sê, draai die aromat. Want hulle weet, alhoewel dit nie vir jou lekker proe nie, jy het nodig wat nou in jou bord is. Otherwise you won't grow. Anders dan gaan jy nie sterk word nie. Anders gaan jy die hele tyd negatief wees. As dit in jou bord is, wie van julle is so groot gemaak? As dit in jou bord is, moet jy dit eet. My ouma het baie met my gesit. Dan sy begin van 'n haas wat die brille dra nie, al daai goede. En ek het begin 'n wortels eet en ek dra 'n bril. En sy het gesê, as jy 'n pampoen eet, gaan jy mooi krul hare kry.
Sê ek, ouma, as dit in jou bord is, moet jy dit eet. Jy moet, en hier is die ding, hoeveel van ons is leerbaar? Ons leef in 'n samelewing wat ons te maklik vir mense wil opdragte gee van hoe hulle ander goeders moet doen. Maar wat van jou? Ek het iemand na wie ek toe ry, paar keer in die jaar. En ek weet, die sessies, en hoor mooi, dis nie ruimte vir 'n kinderstorie nie, dis nie 'n sielkundige of 'n psigiater nie, alhoewel baie van julle so hoop, dalk, maar dis mentorskap. En die sessie kan baie lank wees, as ek in ontkenning sit, of dit kan vinnig wees. Die kortpad is, hier is hierdie goed waarmee ek sukkel. Hoe dink jy, moet ek dit hanteer? Ons is nie meer eerlik met waar ons ruimte het vir groei nie. Ons is eerder eerliker met waar mense ons moet bederf en komplimenteer. Komplimente is goed, maar dit laat my nie groei nie. Daar's sekere goed wat jy weet oor jou lewe wat jy goed doen. Hoeveel keer moet mense dit nog vir jou sê? Gaan jy laat groei nie? Dis tyd dat ons eerder groei. Jy beklemtoon jou roeping deur die manier wat jy ander oprig. Fokus op dit wat waarde het vir jou, maar ook die koninkryk sal bevoordeel. Dit het my 8 jaar gevat, omdat ek sekere verkeerde besluite geneem het, het dit my 8 jaar gevat om vrede te maak met wat ek werklik vir mense kan beteken. Hoekom? Toe ek hier gekom het, wou mense gehad het, ek moet in 'n ander man se uitgetrapte skoene loop. Dawid kon nie Saul se klere mee oor die weg kom nie. Hoor mooi, dis tyd dat jy vrede maak waarvoor die Here jou geroep het en oprig wie in jou omgewing is deur jou taakomskrywing te kommunikeer. Hoe lyk jou disippels? Het jy? Jy's veronderstel om te hê. Hoeveel mense hardloop daagliks in jou kantoor in? Familieberading, finansiële advies. Jy help kinders grootmaak, al die goeders. Dit is so as 'n mens 'n family is, maar besef jy dat daai mense wat daagliks in en uit jou lewe uithardloop, is jou eerste disippels. Hoe kommunikeer ons aan ander wat werklik vir ons belangrik is? Hoe kommunikeer ons werklik aan ander wat vir ons belangrik is? Ja, mense, laat my dink. Paulus sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Jy kan mense nie verder vat as wat jy is nie. Jy kan nie vir 'n ou preek, moenie vloek. En jy het 'n derde taal. Wat amper half Afrikaans is. Maar dit is so 'n baster gesprek. Hulle wat ander leer, gaan
dubbel geoordeel word. Maar hoekom is ons bang om te leer, as ons oortuig is die waarheid? Wat is vir jou belangrik? Rigting, krag, vooruitgang. Daai 3 goed. Jy kan jou hele lewe in daai 3 goed deel. Rigting, krag, vooruitgang. Jy moet die regte rigting kies, jy moet die regte vermoë hê, en jy moet groei. As jy nie groei nie, gaan jy niks wat jy ontvang het kan hou nie. Weereens sê ek dit met alle nederigheid, dis my voorreg om mense te kan help, maar ek help jou net vir so lank. Die van julle wat my goed genoeg ken, sal weet, ek sê, hoorie, ek het jou nou genoeg gehelp. Ek dink, ons moet nou minder by mekaar kom. Hoekom? Anders gaan jy groei nie. Anders gaan jy nie groei nie. Weet jy wat is my grootste beloning op hierdie aarde? Dat wanneer ek by my ouers gaan kuier, dan leer ek hulle iets. Nie omdat ek dink ek is beter nie, omdat ek vir hulle lief is. Ek help hulle. Hoekom? Want hulle het begin deur my te help. Ek dink dit het tyd geword dat ons begin eerlik wees en sê, hoekom sukkel ek regtig? Hoekom is die stories waaroor ek kla nog al die jare dieselfde stories? Hoekom bly die wolf in die rooi kappie storie? Hoekom het hy altyd dieselfde naam? Hoekom is die slang in die tuin nog steeds in die tuin? Jou situasie is nie so uniek nie. As jy bereid is om te praat en te vra, daar's ander mense rondom jou, wat dalk dieselfde as jy deurgegaan het. Op die einde van die dag bly ons almal in dieselfde dorp. Ons bly in dieselfde dorp. So nou wat nou? Dink jy het alleen jou uitdagings? Nee, ons bly in dieselfde dorp. Ek moet nogal vir jou sê, my hart gaan uit aan die Burgersdorp mense. Want hulle uitdagings gaan bietjie moeiliker weg as die res van ons. Maar at least is daar nog mense wat in Burgersdorp bly wat ook hier is. My hart breek vir sulke mense. Hè Robert? Waterkrag. Permanent vlak 6, vlak 8. En Kobus aankla ek oor die koue. Maar ek kan die ligversorger aansit. Elektriese kombers vir my voete. Maar as mense onder in die dorp wat nie sulke voorreg het. Ons verantwoordelikheid is groter as een persoon. Ek en jy het nodig, hoor mooi, ons het nodig dat as jy sê jy's dapper, maak ander rondom jou ook dapper. As jy sê jy's Dawid, leer ander mense ook om die reuse te verslaan. Moet jy die hele tyd spog en praat en vergeet dat daar ander mense rondom jou is, wat nodig het om te hoor hoe jy dit gedoen het. Want dit kan lewens red. Dit kan lewens red. Jy het nodig om te vertel hoe jy dit gedoen het, sonder om te spog.
maar deur ander te help. Die lewe is nie 'n kompetisie nie. As jy dink die lewe is 'n kompetisie, jy gaan laaste kom. Die kompetisie is klaar gewen. Die skrif sê daar's geen ander naam bo sy naam nie. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Daar's geen ander naam bo sy naam nie. So daar's nie meer kompetisie nie. Hy's klaar gekroon. Dis tyd dat ons verder sal begin kyk. Dis tyd. En hoor my mooi, dis tyd. Ons kan so maklik in 'n gewoonte verval wat ons jaarliks oor dieselfde goed kla, wat ons die hele tyd oor dieselfde goed praat. It's time to grow past that. En as jy sukkel om te groei, begin te vra dat ander jou sal leer. Ek kry nie alles reg nie. Dus kom ek nou nog. Ek vra nou nog vir hulp. Hoekom? My grootste kompetisie is die man agter hierdie bril. Ons kan baie goed sê, maar as jy nie jouself kan aanvaar vir wie jy is nie, gaan jy nie gelukkig wees nie. Kan ons oë sluit?